Welkom by hierdie week se Standard Bank Landbou weervooruitskatting. Johan gesels oor reën vir die Kaap oor die korttermyn, maar baie min reën wat dan verwag word vir die somerreënvalgebiede die volgende 2 weke. Reënvaltoestande lyk egter steeds bo-gemiddeld vir Augustus, September en Oktober in hierdie areas. Baie belangrik vir ons graanpryse nou is die weer in die FSA. So Johan kyk ook vir ons daarna in meer detail die week. Als hierdie week se episode wat moontlik gemaak word deur Standard Bank en kom die graanbemarking. Goeiedag. Ja, hier plaaslik in Suid-Afrika is die weer maar redelik stil, baie stabiel. Ons het wel hier en daar so 'n bietjie reën gekry. Ek sien daar in Lydenburg dele wat 'n bietjie gehaal het of baie gehaal het. Die winterreënvalgebied min reën. Die sentrale of kom ons sê die binneland redelike matige toestande vir hierdie tyd van die jaar. En eintlik mens kan nie sê warmer nie, maar nie so koud nie. Die aantal koue eenhede wat belangrik is vir druiwe, vrugte, koring vanaf 1 Mei tot hier helfte Julie is omtrent 30% minder as verlede jaar die ooreenstemmende tydperk. So ons ervaar eintlik relatief minder koue toestande. Ek huiwer om te sê warm toestande, maar ja. Die volgende week reën oor die Wes-Kaap, hier van 18, 19, 20 Julie. Koue front wat inbeweeg, ons sien die blou gedeelte daaronder. Maar dit lyk nie na swaar reën nie. Op die meeste miskien 20 mm, maar ja, as dit gaan voorkom sal ons baie bly wees, want dit begin 'n probleem raak. Ons het nou die vloed gehad, maar ons kan nie water stoor in die grond in die winterreënvalgebied nie, so grond laat dit nie toe nie, so dit begin droog word. Kyk ons 'n bietjie langer termyn, hierdie is vir Julie, Augustus, September, en kyk ons na Suidelike Afrika hieronder, dan sien ons die bruin gedeelte, die winterreënvalgebied, ondergemiddeld, en dan oor groot dele van die somerreënvalgebied is die groen, wat sê daar is nog 'n bo-gemiddelde kans vir reën hier in die volgende maand of 2. Ons gaan ons fokus vandag 'n bietjie skuif na wat in die FSA gebeur, want hierdie tyd van die jaar is die kritiese tyd vir somergraanproduksie. So as dit droog of nat is, bepaal dit tot 'n groot mate wat die oes vorentoe gaan maak. Nou hierdie is die reënval 5 tot 11 Julie, en ek het so rofweg die mieliegordel daar probeer inteken, en dit wys 'n baie, kom ons sê, spot of gedeeltelike reën. Gedeeltes wat droog is, gedeeltelik nat. So dit lyk nie, of daar het nie goeie reën voorgekom hierdie afgelope week nie, maar wel kolle. Die groot probleem tans is temperature, en hierdie was van 5 tot 11 Julie, en weer eens die bruin gedeelte aan die linkerkant, 27 tot 32 grade, en dan die pink gedeeltes meer is of warmer as 32 grade. So ons sien die westelike deel van die mieliegebied, dit is waar die grootste of die warmste temperature nou voorkom. Dit is egter nie so abnormaal nie. Hierdie is die afwykings vanaf die gemiddeld 5 tot 11 Julie. En hier kan ons sien die wit gedeeltes is omtrent normaal, en dan die geel gedeeltes is bo-normaal. Reënval, hierdie is die 8 tot 14 dae vooruitsigte van 22 tot 28 Julie, en die grys gedeeltes sê dit is baie naby aan normaal, en dit kan wees dat ons nog baie kol reën kry, maar dit lyk nie te negatief nie. Bietjie langer, 25 Julie tot 7 Augustus, die reënval, die wit gedeeltes, so 50-50 kans, en die groen gedeeltes dan bo-gemiddeld. Kyk, ons het gepraat van temperature, voorspelling vir hierdie volgende week, en ons kan sien dat baie hoë temperature
in die westelike, suidwestelike dele van die mieliegordel gaan voorkom. Hier bokant 34 grade Celsius, maar die grootste deel redelik, kom ons sê rondom 30 grade, wat nie te ekstreem is nie. Hoe lyk die toestand van mielies? En hierdie is die afgelope 4 jaar met die rooi korterlyn 2026 en dis die persentasie wat as goed of baie goed geklassifiseer word. En ons kan sien die rooi lyn is nog tussen 65 en 70% van die mielies word nog as goed tot baie goed geklassifiseer. En dit vergelyk goed met die afgelope 2 jaar, 2024 en 2025. So dit lyk nie na 'n krisis nie, maar as ons baie hoë temperature gaan aanhou, dan kan daar probleme begin ontwikkel en as hierdie koel reën gaan aanhou. El Niño, daar's 'n opgradering in terme van die intensiteit van El Niño en dit wys dat hier van Oktober, November, Desember is daar al meer as 'n 80% kans dat ons in 'n super El Niño gaan. Hier Augustus, September, Oktober, die ASO is omtrent al 'n 50%. So ons kan binne 'n maand of 2 kan ons alreeds die 2 grade Celsius bo-gemiddelde temperatuur bereik. En dit gaan aanhou tot omtrent Januarie, Februarie, Maart. So ons is in 'n baie sterk El Niño. Daar's 'n paar goed wat kan maak dat die effek van El Niño dalk nie so sterk kan wees nie. Een daarvan is as daar die sogenaamde Modoki El Niño ontwikkel, nou dis as warmer water meer oor die sentrale gedeeltes is, of aan die linkerkant van die breinstreep daar. Maar dit lyk nie of dit gaan gebeur nie. Ons sien die deel teen Suid-Amerika as die warmste. Temperature is al hier by 2.5, 2.7 grade Celsius warmer is normaal en hier na die linkerkant van die breingedeelte hier minder is 'n graad of minder is 2 grade. So onwaarskynlik dat Modoki El Niño gaan ontwikkel. Die ander belangrike ding waarna ons moet oplet is wanneer die draaipunt bereik gaan word. Hoe gouer die draaipunt bereik word, hoe beter is dit vir die tweede deel van die seisoen. En op hierdie stadium lyk dit asof dit hier by November, Desember kan gebeur. Nou dis relatief vroeg, so daar is 'n bietjie van 'n ligpuntjie waarna ons moet kyk. Korttermyn opsomming, korttermyn bietjie reën vir die Kaap, minder as 20 mm, baie minder reën vir die somerreënvalgebied volgende 2 weke, maar Augustus, September is nog steeds goed. FSA baie warm, maar reënvaltoestande verbeter 'n bietjie, dit bly steeds koel. So dit lyk nie op hierdie stadium of daar groot risiko's in die FSA nie, maar ons sal dit moet dophou. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan, insiggewend soos gewoonlik. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Standard Bank en Kom die Graan Bemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.